Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Liewe Berse gemeente en vriende, ja, ek moes vanmôre 'n vriend van my skakel om 'n bietjie uit te vind van die ou tyd, want dit is iets wat in my gedagtes lewe vandag. En dit is dat ek onthou net so effens, ek is nog te jonk, ek kan nie so lank onthou nie, en ek moes my vriend Hannes Weideman skakel, en want hy is bietjie ouer as ek, en sy baard is langer, en hy het meer ondervinding, en hy kan van die goed onthou. En ek het vir hom gevra, jong, daardie esel of donkie, wat altyd so in die ronde geloop het, aan 'n paal vasgemaak is, en dan het hy iets gemaal, so hy het al in die ronde, die sirkel, elke dag, daai sirkel beweeg, vasgemaak aan 'n houtpaal, en ek kan net onthou dat dit iets met klei, of die meng van klei of iets te doen gehad. Toe sê hy vir my, nee, ja, daar was natuurlik die klei, vir miskien die maak van bakstene, maar wat hulle eintlik gedoen het, was om koring te maal. En daar was twee maniere. Die een manier is, hulle het 'n seil op die grond gegooi, dan die donkie, soos hy in die ronde loop, het hy die koring getrap, en dan die werklike koringkorreltjies uitgekom. Die ander manier was, daar was 'n groot klip in die middel van daai sirkel, aan die paal vasgemaak, en aan die donkie aan die ander kant, en dan het hy al in die ronde geloop, en onder die klip was daar 'n sementblok, en op die blok het hulle die koring neergesit, en dan maal hy die koring. En so het hy heeldag al in die ronde geloop, en dit het my altyd die idee van om elke dag so al in die ronde te loop, moet dan verskriklik wees. Dit is soos om vasgebind te wees, om soos 'n slaaf te werk, en om in 'n gevangenis te wees. En dit het my altyd laat dink aan hoe ons eintlik ook maar deur ons sonde aan die wet vasgebind was, en dat ons al in die ronde geloop het, maar die Here ons kom vrymaak het. Maar die mooiste van hierdie vrymaking, wat ek ook lees van in Galasiërs 5 vers 1, Christus het julle vrygemaak, daarom moet julle vry bly. Julle moenie dat ander mense julle weer slawe van wette maak nie. En hierdie vry bly is my so goed, want ek weet daardie donkie of daardie esel, as hy na 'n lang skof nou baie hard gewerk het, en al in die ronde geloop het, en sy werk gedoen het, het hulle hom losgemaak, en 'n aflos donkie of 'n esel dan nou vasgemaak aan daai paal, en dat hy weer begin met sy rondes om sy werk te doen. En dit was blykbaar nie baie maklik nie, het swaar getrek aan daai paal wat hy moes al in die ronde draai. Maar wat vir my mooi is van hierdie woorde, wat sê, julle moet vry bly, die arme donkie wat losgemaak is, het in die meeste gevalle nie besef hy's los nie. En dan wanneer hulle weer begin stap in die nuwe donkie, dan het hy saamgeloop, al in die ronde, al in die ronde, al in die ronde, uur na uur. Hy het nie besef, hy's vry nie. Dit laat my dink aan Galasiërs 5 vers 1 wat ek net vir u gelees het, hoe Jesus ons kom vrymaak het van die wet, hierdie ding wat ons aan verslaaf was, daardie wette, al hierdie dinge wat ons moet doen om los te kom, en hy het ons kom losmaak. Jesus Christus, Kolossense 1 vers 14 sê, ja, God het sy seun gestuur, en die seun het ons vrygemaak, so het God ons sondes vergewe. En ons is losgemaak. En laat ons dit onthou, dat ons nie moet lewe soos mense wat nog vas is nie. Soos ek altyd, as 'n jonger mens, as ek iets verkeerd gedoen het, dan sê ek, nou is ek weer op pad hel toe. En dan het ek maar gou by die Here gesmeek, die Here het ons vrygemaak, nie om te sondig nie, maar vrygemaak om ons lig te laat skyn, sonder om onder hierdie juk te loop elke dag, al in die ronde. Hy het die juk oorgeneem in ons plek. Ag, is dit nie goed om dit te weet nie. Ek is vandag so ekstra lief vir die Here, om te dink dat hy ons vrygemaak het. My broer, my suster, moet asseblief nie al in die ronde loop in jou ou lewe nie. Jy's vrygemaak. Daar's geen veroordeling meer vir jou nie. Die Here het jou geroep
Die Here het jou vrygespreek, sê die Bybel. Wat 'n wonderlike, goeie, blye boodskap. Die evangelie van genade. Dis my so kosbaar. En dis hoekom ek sommer so my hare begin regop staan as mense vir my sê, soos 'n ou tannie altyd voor die kerk gestaan het. Nie ons kerk nie, by 'n ander kerk. Dan sê die mense gegroet by die deur en dan sê hy gesê, meneer, rook jy? Dan die man gesê, ja, Tannie, ek rook. Dan sê sy, weet jy gaan hel toe. En dit het die mense so afgesit dat baie van hulle net daar by die deur omgedraai het en moedeloos geraak het. Maar weet dit vandag, as jy 'n kind van God is, as jy glo dat Jesus in jou plek gesterwe het, is jy inderdaad vry. Ons sing dit baie, dat U het my vrygemaak. Vrygemaak. Is dit nie wonderlik om daaraan te dink vandag nie? Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om vandag te weet, dat U ons skuld betaal het. Dat U vir elke sonde betaal het. Here, dat U betaal het vir gister se sonde en môre se sonde. Dat ons oorgeskape is in Christus, soos 'n skippie in 'n bottel. Here, dat U vir ons al hierdie dinge gedoen het uit genade uit. Dat U ons kom losbind het van hierdie mag van die wet. En Here, die wet is goed, as niks meer verkeerd nie, maar nie een van ons kan dit hou nie. U sê in Romeine 3, daar is nie eers een mens wat regverdig is nie. En daarom wil ek bid, Here, dat U ons vandag net weer ons denke sal aanraak, dat ons besef, ons is vrygemaak. Ja, op hierdie aarde moet ons luister na wat al die wette wat U vir ons gegee het, en nie om in die hemel te kom nie, maar om in hierdie wêreld waarin ons woon, ons ligte te laat skyn oor dit wat reeds in ons lewens gebeur het. Ons is vrygespreek. Ek prys U naam vandag. In Jesus naam. Amen.